Is die Vader en die Seun gelyk? Hierdie is 'n onderwerp wat steeds spreekwoordelik onder konstruksie is en bly groei en aanpas, soos wat Vader ons lei en ons kennis hieroor vermeerder. Dus mag ek met u verskil oor sekere punte en u met my. Maar ek vra, in die gees van alles ondersoek en beproef, dat u 'n oop gemoed sal behou soos u saam met my deur hierdie studie gaan, en ook dat u my nie sal veroordeel indien ek wel met u verskil, of omdat u siening van die skrif nie noodwendig dieselfde is as myne nie, omdat net Elohim alleen enige persoon mag veroordeel. Ek veroordeel ook self niemand wat met my hieroor mag verskil nie, omdat niemand alles weet nie en ons almal in 'n voortdurende leerproses verkeer in ons verstrooiing tussen die nasies. Ek verwerp ook geen persoon as 'n broer of suster wat met my mag verskil nie. Ons almal sien nou in 'n dowwe spieël, maar wanneer die Meester Yeshua in die nabye toekoms weer verskyn, sal alles aan ons geopenbaar word, sodat ons Majesteit Yahweh eenparig skouer aan skouer volkome saam kan dien. In hierdie studie gaan ons kyk na hierdie vraag en daardeur sommer 'n paar ander vrae ook beantwoord vir diegene wat nog die identiteit van die Vader en die Seun misverstaan. Daar is sommiges wat glo dat die Vader en die Seun een wese is. Dan is daar diegene wat glo dat die Vader en Seun en afgesonderde Gees 'n drie-eenheid is. Dan is daar diegene wat glo dat Yeshua nooit vooraf bestaan het saam met die Vader van ewigheid af voor sy vleeswording nie, maar dat hy net ontstaan het toe hy fisies gebore was hier op aarde. Dan is daar diegene wat glo dat Vader en Seun wel twee wesens is, maar dat die Seun ook gelyk is aan die Vader en dat die Seun selfs aanbid moet word saam met of in die plek van die Vader. Laasgenoemde haal onder andere die volgende skrifgedeelte aan om hulle siening te staaf en ek quoteer uit Filippense 2 vers 5 tot 7. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in die Mashiach Yeshua was. Hy, wat in die gestalte van Elohim was, het dit geen roof geag om aan Elohim gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. Nou kom ons gaan kyk en ons ontleed wat ons pas gelees het. Ons leer die volgende. Yeshua was in die gestalte van Elohim. Yeshua was aan Elohim gelyk, alleenlik in die sin van dat hy uit dieselfde stof of substance bestaan het as die ewige Vader. Hy was nie gelyk aan Vader in geregtelike rangorde of aanbidding nie. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die Adamiete gelyk te word. Wat leer ons dus hieruit? Yeshua die gesalfde een het inderdaad vooraf bestaan as 'n magtige een, met ander woorde 'n Elohim wese, in die realm van Elohim, in die gelykvormigheid of gestalte van Elohim, saam met Yahweh die Vader, en hy het homself ontledig deur sy verhewe posisie en bestaan in daardie realm van Elohim volkome eenkant te laat, die gestalte van 'n dienskneg te kom aanneem en aan die mense, die Adamiete, gelykvormig te kom word. Dit is presies wat ons ook dan lees en onderskei in 1 Johannes 1 vers 1 tot 3 en ek haal aan. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is.
Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap of samesyn is met die Vader en met sy Seun, Yeshua die Messias, die gesalfde een. Indien u hierdie woord was gaan opkyk in die Griekse teks, gaan u vind dat hierdie werkwoord alleenlik beteken dat Yeshua vooraf bestaan het. Dit is waarom Johannes hierdie spesifieke werkwoord dan ook gebruik het. Dit beteken het alreeds bestaan en nie het ontstaan nie. 'n bevestiging hiervan word verder gevind in Johannes 1 vers 1 tot 3 en dan vers 14 en ek haal aan. In die begin was die woord en die woord was by Elohim en die woord was Elohim. Hy was in die begin by Elohim. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy voortreffelikheid aanskou, 'n voortreffelikheid soos van die enigste uniekgebore wat van die Vader kom, vol van guns en waarheid. Om hierdie rede, medebroers en susters en medevolksgenote, onderskei en verstaan ons dan soveel meer duidelik waarom Johannes die volgende geskryf het. En ons lees saam in 1 Johannes 4 vers 1 tot 3. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit Elohim is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van Elohim. Elke gees wat bely dat Yeshua die Messias in die vlees gekom het, is uit Elohim. En elke gees wat nie bely dat Yeshua die Messias in die vlees gekom het nie, is nie uit Elohim nie. En dit is die gees van die anti-Messias, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Om terug te kom by die oorspronklike vraag, is die Vader en die Seun gelyk? Nee, die Vader en die Seun is nie gelyk nie. Albei se bestaan is wel in die vorm en gestalte van Elohim, naamlik die bo-menslike realm, maar in geregtelike rangorde van autoriteit, majesteit, voortreffelikheid, gesag en aanbidding is hulle beslis nie gelyk nie. Yeshua ons meester het self verklaar in Johannes 14 vers 28, my Vader is groter as ek. En in Johannes 5 vers 19 het ons meester Yeshua sy onderworpenheid aan die ewige Vader verklaar as volgende, ek haal aan. Voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. En dan lees ons ook in 1 Korintiërs 15, vers 23 tot 28 as volg. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan Jahwe die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat Jahwe alles in almal kan wees. Dit is 'n bevestiging wat ons in die Tanach of Ou Testament lees in Sagaria 14 vers 9 en ek quoteer. En Jahwe sal koning wees oor die hele aarde. In daardie dag sal Jahwe een Echad wees en sy naam een Echad.
Kom ons lees dit weer in eenvoudiger vorm gestel vir beter duidelikheid. 1 Korintiërs 15 vers 23 tot 28. Daarna kom die einde, wanneer Yeshua die koninkryk aan Jahwe die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Yeshua moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want die Vader het alles aan Yeshua se voete onderwerp. Maar wanneer die Vader sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat die Vader uitgesonder is wat alles aan Yeshua onderwerp het. En wanneer alles aan Yeshua onderwerp is, dan sal ook Yeshua self hom onderwerp aan die Vader wat alles aan hom onderwerp het, sodat Jahwe alles in almal kan wees. Dan gaan ek terug na die bevestiging in Sagaria 14 vers 9. En Jahwe sal koning wees oor die hele aarde. In daardie dag sal Jahwe een wees en sy naam een. Begin dit vir u duideliker word? Broers en susters, mede-volksgenote, hieruit leer ons dus dat Majesteit Jahwe die Vader en Yeshua die Seun albei bestaan in die bonatuurlike realm van Elohim, maar in die hiërargie en geregtelike orde van hul bestaan as die Elohim familie van 'n Vader en 'n Seun, is die ewige Vader die hoof van alles en bron van alles, verhewe bo die Seun in voortreffelikheid, aanbidding, grootheid, opperste gesag en autoriteit. Duidelik? Alhoewel Yeshua in die gelykvormigheid van Elohim bestaan, neem hy nie enigsins die troon by die Vader oor nie, maar hy sit aan die regterhand van die opperste Elohim, soos wat 'n prins aan die regterhand van sy koning sit. Al die lof, eer en aanbidding gaan aan Majesteit Jahwe die Vader. Ons vind 'n baie goeie aardse voorstelling van hierdie tipe rangorde, wat die prentjie beter sal inkleur vir ons. Farao en Josef, ons lees in Genesis 41 vers 39 tot 40 as volg. En Farao sê vir Josef, aangesien Elohim dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Ons weet dat Yeshua die Mashiach 'n tipe van Josef was. Josef was 'n voorskadu van die komende Mashiach, Yeshua. Josef was oor die hele Egipte aangestel. Hy het die seelring van die koning van Egipte gedra. Hy was soos Farao in die hele land, behalwe dat Farao deur die troon hoër was as Josef. Josef was nie gelyk met Farao nie, maar letterlik sy regterhand en presiese verteenwoordiger wat in die naam, dit is die karakter en autoriteit van Farao opgetree het. Nou, alhoewel die meester Yeshua in die gelykvormigheid, met ander woorde in die vorm en gestalte en geregtelike rangorde van Elohim bestaan en vooraf bestaan het, kanaliseer dit nie die eer en aanbidding wat alleenlik aan die onsienlike Vader behoort na Yeshua toe nie. Nee, ons Verlosser het self duidelik verklaar in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die meester Yeshua, wat in die vorm en gestalte van Elohim vooraf bestaan het van ewigheid af saam met die Vader, het op die bepaalde tyd sy bestaan en voortreffelikheid in die bo-menslike realm wat hy gehad het saam met sy Vader, eenkant geplaas vir 'n tyd, en volkome Adamiet of mens kom word, om met ons sondes te deel deur sy bloedoffer en dood. Maar nadat hy uit die dode opgewek was deur die krag van Vader se inwonende gees,
het hy opgevaar na waar hy van tevore was, en sit nou aan die regterhand van Majesteit Jahwe die Vader, weer eens in die gelykvormigheid, met ander woorde, die vorm en gestalte van Elohim. Ons vind bevestigings daarvan as volg. Johannes 17 vers 5. En nou, Vader, verhoog my by U self met die grootheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Hierdie is nie 'n eenvoudige Griekse logos of plan van die Vader wat grootheid by die Vader gehad het voordat die wêreld was nie, broers en susters, maar die enigste seun, die unieke seun van Jahwe die Vader self. Johannes 6 vers 62. Hoe dan as julle die seun van Adam daarheen sien opvaar, waar hy tevore was? Jahwe die Vader noem sy seun ook Elohim in Psalm 45 vers 6 tot 7. U troon, o Elohim, is vir ewig en altyd. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat afvalligheid. Daarom het, o Elohim, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Dieselfde bevestiging vind ons ook in die eerste hoofstuk van Hebreërs, waar die Vader praat met en van sy seun Yeshua. Let nou mooi op, want aan wie van die boodskappers of engele het hy, dit is nou Jahwe die Vader, ooit gesê, U is my seun, vandag het ek u gegenereer? En weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die boodskappers of engele van Elohim moet hom aanbid. En van die boodskappers sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme, maar van die seun, u troon, o Elohim, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat. Daarom het, o Elohim, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En u, o El, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde en u jare het geen einde nie. U kan duidelik sien, medebroers en susters, hoe die Vader hier van die Seun praat. Ons vind verdere bevestiging van die ewige voorafbestaan van Yeshua voor sy vleeswording in Micha 5 vers 2. En jy, Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslagte van Jehuda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Duidelik? Is Jahwe die Vader en Yeshua die Seun een wese? Nee. Uit onderskeiding van die skrif is dit baie duidelik dat hulle nie een wese is nie, maar twee unieke wesens wat in eenheid verenig is deur dieselfde Gees, soos wat ek in die ander studie genaamd die identiteit van die Vader en die Seun verduidelik het. Gaan kyk gerus daarna. Indien Yeshua die Vader was, wat kom vlees word het, soos sommiges beweer, hoe verduidelik mens dan die skrifgedeeltes as volg? Ek haal aan, Matteus 27 vers 46, en omtrent die 9de uur het Yeshua met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my El, waarom het u my verlaat? Broers en susters, medevolksgenote, kom dink nou net logies hier vir 'n oomblik. Het hy homself verlaat? Ons lees verder in Lukas 23 vers 46.
En Joshua het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Broers en susters, dink weer logies. Het hy sy gees in sy eie hande oorgegee? En verder lees ons in Johannes 5 vers 30. Ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek. En my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Nou, indien Joshua die Vader was wat vlees kom word het, soos sommiges verkeerdelik beweer, hoe kan hy dan niks uit homself doen nie? Hoe kan hy nie sy eie wil soek nie, maar nogtans sy eie wil soek? Dit maak nie sin nie. Ek kan veel meer sulke voorbeelde aanhaal uit die skrif, maar ek laat dit daar vir elkeen sy eie verdere selfstudie. Die hoofsaak is dat daar 'n unieke Vader is en 'n unieke Seun, en albei is in volmaakte eenheid, echad met mekaar deur die afgesonderde Gees. Het Joshua alles geskape? Onthou in die studie die identiteit van die Vader en die Seun, het ek duidelik uitgewys hoe dat die woord skeppers in die meervoudsvorm bestaan in die Hebreëse geskrifte van Prediker 12 vers 1 en Psalm 149 vers 2. En in die studie aanbid julle twee gode, het ons gesien dat Vader die meester argitek was en sy seun die taak gegee het van meester vakman om alles te skep. Met ander woorde, die seun tree op in die naam van die Vader Yahweh. Hy is nie die Vader Yahweh self nie, hy voer net Vader se instruksies uit. Dan bevestig die Alef Taf simbool in die Tanach of Ou Testament verder, hoe dat beide Vader en Seun saamwerk in volmaakte eenheid, waar Vader as opperste gesag en hoof oor alles die opdrag gee, en Joshua die Seun dit uitvoer in onderworpenheid aan die Vader. Dit is hoe hulle van ewigheid af gewerk het, en steeds werk, en vir altyd sal werk. Die skrif is duidelik, Kolossense 1 vers 16, want in hom, dit is Joshua, is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Duidelik? Kom ons kyk verder, Johannes 1 vers 3. Alle dinge het deur hom, Joshua, ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Duidelik? Joshua die Seun verklaar self in Jesaja 48 vers 16, dat hy daar was saam met die ewige Vader van die begin af, en dat die Vader hom op die bepaalde tyd gestuur het. Ek haal aan, kom julle nader na my, hoor dit, ek het van die begin af nie in die geheim gepraat nie, van die tyd af dat dit gebeur, is ek daar, en nou het die meester Yahweh my met sy gees gestuur. Ons meester Joshua openbaar dat hy die ek is wat in die Tanach met sy volk gekommunikeer het. En kyk hoe belangrik ag hy dit, dat ons dit moet glo. Johannes 8 vers 24. Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe, want as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe. Die Hebreïc Roots Bible, 'n literal translation, het dit baie beter vertaal en ek quoteer. Therefore, I say to you that you will die in your sins, for if you do not believe that I am, you will die in your sins. Ons meester Joshua is die presiese voorstelling, 'n volmaakte spieelbeeld, die beeld van die onsienlike Elohim, die perfekte toonbeeld en verteenwoordiging van wie die Vader is. Dit is wat dit beteken om waarlik echad, met ander woorde, een of verenig te wees in die Gees.
In alles wat die Seun gedoen het hy die Vader volmaak uitgebeeld. Hy was dus die volmaakte ambassadeur van sy Vader, deur sy getrouheid, sy gehoorsaamheid en sy alledaagse lewenswandel as Adamiet vir sy tyd hier op aarde. Maar Yeshua self was nie die Vader wat vlees geword het nie. Hy was die Seun van Elohim, die boodskapper of malach of engel van Yahweh wat vlees kom word het. Wat van die doop? Wys dit dat daar 'n drie-eenheid bestaan? Het Yeshua nie verklaar dat ons moet doop in die naam, dit is enkelvoud, van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie? Hy het verseker laasgenoemde gesê. Wys hierdie teksvers dan 3 persone aan? Nee, kom ons kyk 'n bietjie van nader. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, waarheen Israel verstrooi is, en doop hulle in die naam enkelvoud, van die Vader en die Seun en die afgesonderde Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wanneer u die feit onderskei en begin verstaan dat Yahweh as het ware 'n familie is, en dat dit soos 'n familienaam is waarin die Vader en die Seun een is in die afgesonderde Gees, is die res alles maklik en eenvoudig. Let daarop, soos gelees in die bogenoemde teksgedeelte, dat 'n persoon onderdompel word in een naam. Hoe? Yeshua die Mashiach het gekom in die karakter en autoriteit, die naam van Majesteit Yahweh die Vader. Vader se verkorte naam, Ja, is ook in die Seun se naam. Yeshua beteken Ja is verlossing. En ons weet nou dat die twee verenig of echad is in dieselfde Gees. Wanneer ons dus onderdompel word met die doop in die naam van Yeshua die gesalfde een, volgens Handelinge 2 vers 38 en Handelinge 10 vers 48, dan word ons tegelykertyd ingedoop in die hele Yahweh familie in, wat echad of verenig is in die afgesonderde Gees. Halleluja! Vanuit die Arameese Peshitta lees Handelinge 2 vers 38 letterlik bevestigend as volg, en ek quoteer. En Kefa sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua die Meester tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die afgesonderde Gees ontvang. 'n skrifgedeelte wat gereeld verkeerdelik aangehaal word as sogenaamde bewys van 'n drie-eenheid, word gevind in 1 Johannes 5 vers 6 tot 8, en ek haal aan uit die Afrikaanse 1953 vertaling, waar die ingevoegde deel hieronder alles in hoofletters aangedui word. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is eensstemmig. Die leunpen van die vertalers was egter aktief betrokke in die vervalsing van die oorspronklike teks. Hulle het so gedoen om die valse drie-eenheidsleer te ondersteun. Maar die eintlike ontvangde tekste lees as volg vanaf die oorspronklike manuskripte. Ons lees weer, dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Yeshua die Mashiach, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid, want daar is 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is eensstemmig. Ek vertrou dat hierdie lering vir u baie leersaam, as ook 'n openbaring was in die werkinge en geregtelike rangorde van die Elohim,
en dat dit u verhouding met ons hemelse Vader Jahweh grootliks sal verdiep deur die guns en kennis van sy Seun, ons Meester Yeshua die Gesalfde Een. Baie dankie vir die saamkyk, geseënde dag vir elkeen. Selah.